Hoe Courtois regtig gelyk het, weet ons nie. Hierdie bekende portret van haar is vir die omslag van Trudy Bloom se boek Courtois Eva, The Woman from Robben Island gebruik en word steeds met haar verbind. Maar dis eintlik 'n skildery van 'n Namakwalandse meisie van die 19de eeu. Courtois se verhaal is reeds in romans, toneelstukke en 'n rolprent vertel. Maar haar uitbeelding bly omstrede. Wat ons wel weet, is dat Courtois 10 jaar oud was toe sy 'n diensmeisie van Maria de Quillerie van Riebeeck se vrou geword het. In sy dagregister meld van Riebeeck dat Courtois Hollands baie goed leer praat het. So perfect byna als 'n Nederlandse dogter, skryf hy. Sy was 'n vredestigter en vir 2 maande was sy die middelpunt van vredesonderhandelinge. En weet jy hoe oud was sy? 18 jaar oud. Miskien wou sy die 2 kulture bymekaar uitbring. Sy het gedink daar is hoop vir iets soos dit. Maar helaas was sy lelik teleurgestel. Courtois is in 1664 met die Deense skeepsdokter en avonturier Pieter van Meerhof getroud. Daar's 3 kinders uit die huwelik gebore. In verskeie Afrikaner families het Courtois as stammoeder. Onder haar nasate tel die staatsmanne Paul Kruger, Jan Smuts en F.W. de Klerk, asook die komediant Casper de Vries. En daar het Courtois sy ellende begin, want nie lang daarna nie is haar man, wat ook gestuur was om slawe te gaan haal, en die Madagaskar se inheemse mense hulle teëgestaan en hom vermoor. Toe is sy 'n weduwee wat maande daarna eers die boodskap gekry het van Wagenaar, jy is 'n weduwee. Toe sit sy met 3 kinders, al 3 daai kindertjies. En toe het sy verval in alkoholisme. In Maart 1669 is Courtois vir immorele gedrag na Robben Eiland verban. 5 jaar later is sy op die eiland oorlede, waarop haar oom Atsumau in 1658 die eerste gevangene was. Courtois verteenwoordig vir my tragedie. Hoe ironies is dit dat sy was vele tale magtig en die maghebber was een taal magtig en sy was die een wat eintlik gesit het met die mag, maar haar mag kon dan nie opteken meer as net die noem van 5, 6, 7, 8 keer in van Riebeeck se boekie. So is tragedie dat iemand wat 'n groter nalatenskap nou moes gehad het, ons sukkel nou om te sien wie sy regtig was.